a full surrender to the Holy Spirit so that God can fully express himself through you. Wat 'n gedagte. Hallo julle. Goeienaand. Welkom. Julle is styf soos in die gereformeerde kerk wat ek groot geword het, het 'n ou so stil gesit en jou mond gehou. En hallo, welkom. Dis lekker om julle terug te hê. Ek weet julle het al gesing en ons het saam gebid en De Villiers het hallo gesê en welkom terug, maar julle kan ontspan. Ons is terug in 'n kwartaal, nuwe kwartaal, baie sterkte vir ons met die swattings en wie skryf eksamen in hierdie kwartaal? Is die matrieks? Nee, hulle is aan die ander kant. Wie van julle skryf eksamens hierdie kwartaal? Enigiemand? Sterkte? Een handjie. Die res van my klink vir my julle swat nie of julle het nie nou 'n eksamen nie. En goed. Ons gaan 'n bietjie gesels vanaand en eintlik vanaand begin gesels oor 'n kwessie wat ek dink in 'n groot mate nagelaat word en geïgnoreer word of dood eenvoudig nie aangeraak word nie en daarom nie 'n belangrike plek het in ons agenda of op ons prioriteitslys nie. En dis disippelskap. Disippelskap. Hoeveel van julle het al gewonder wat beteken dit om gedisipel te wees? Hoeveel van julle het al gewonder? Miskien nog nooit daaraan gedink nie. Het iemand al hier gewonder wat beteken dit om gedisipel te wees? Of ek wonder of ek gedisipel is. Is ek deur die proses om te leef soos Jesus leef? Is daar nog kerke wat mense disipel? Ek praat nie van preek vir mense en jy's lidmaat van 'n kerk nie, maar mense disipel en die hele pad met mense stap. Enigiemand wat gewonder het daaroor? Goed, ja, dis een hand. Alright, so ons gaan aan. Goed, as ek een hand het, dan gaan ons aan. Ek het al gewonder of ek gedisipel is. Of ek behoorlik gedisipel is. Ek is deur kerk, ek het groot geword in die kerk, in verskillende kerke, eers in 'n redelike tradisionele kerk, waarvoor ek baie waardering het en baie respek het, maar dis ons groot geword het en later het my ouers Jesus Christus ontmoet in 'n persoonlike proses, 'n persoonlike belewenis, 'n persoonlike verhouding met hom gehad en hulle is gedisipel deur kerke wat in daardie tyd geweet het en geglo het, die enigste manier om standvastige Christene op te rig, standvastige Christene wat gaan kies op Jesus se manier, wat gaan kies vir Jesus se manier, is om hulle te disipel. Is om hulle te disciple. Goed, so ons almal ken daardie term, maar ek weet nie of ons almal weet wat dit beteken nie. En ek weet ek kom uit 'n huis uit en ek kom uit ouers uit wat gedisipel is, wat geleer is. Mense het die moeite gedoen om met hulle te gaan sit en hulle te leer en seker te maak hulle is deur die proses van transformasie. Seker gemaak hulle verstaan die waarhede, seker gemaak die basiese beginsels is by hulle vasgelê. En wat Louis Giglio hier sê is dat ons grootste probleem vandag met hierdie generasie, nie dat dit 'n probleemgenerasie is nie. Ek dink baie mense wat sê hierdie is probleemgenerasies, verstaan nie watter generasie dit gevat om hulle groot te maak nie. Dis 'n probleem. Goed, so kom ons sê nie gou wat dit is. Jy weet, ons kyk baie maklik vas in die probleem, maar ons besef nie ons het deelgeneem in die probleem skep nie. En dikwels het ons 'n groot bydra by die probleem waaroor ons kla. Maar die grootste probleem vir hierdie generasie, miskien moet ons dit heeltemal anders sê, die grootste uitdaging vir hierdie generasie gaan wees om gedisipel te word. En Louis Giglio sê, that's a word for me, it's not for you, it's for me. En wat ek bedoel daarmee is, die probleem lê nie by Gen Z nie, die probleem lê by me, die probleem lê by die kerk, die probleem lê by die strukture. Ek wil hê jy moet dit verstaan, want jy het nie noodwendig die antwoord nie, jy het nie noodwendig die hef in die hand om hierdie te verander nie, maar jy kan begin vra wat jouself eventueel op die plek kan laat kry waar jy kan deelneem, waar dit aangebied word en wanneer die geleentheid homself voordoen om gedisipel te word. Die uitdaging van die kerk is om hierdie generasie te disipel. En as die kerk nie hierdie generasie gaan disipel nie, as die generasie wat nou die Here wil dien nie gaan disipel word nie, gaan hierdie generasie, en ons sien is reeds meer as die helfte, volgens daardie stats nie, gaan hierdie generasie in elke groot lewensbesluit en in elke alledaagse besluit, eerder my eie wil kies as sy wil. Dis wat ons vanaand gaan begin kuier oor, disipelskap. Eerder my eie wil kies as sy wil. Wat is disipelskap? Disipelskap is die proses waarin ek myself neerlê op grond van waarhede, openbarings en oortuigings en veel eerder in meeste gevalle, by verre die meeste, eventueel in alle gevalle, sy wil sal kies en nie my wil nie. En as ek dit hoor, as ek dit prosesseer vir myself, dan hoor ek 'n inner strength. Dis wat ek hoor. Ek weet nie wat jy hoor nie, as allerlei gedagtes dalk wat by opkom. Miskien is dit persistence of resilience, nê, of predictability of wat ook al by opkom. By my kom inner strength op. Die idee dat ek in my eie lewe in 'n plek kan kom waarin ek die hele tyd my wil neerlê en sy wil kies. Inner strength.
Die vermoë. Maar ons het vanaand gesels oor wat dit is. Wat is dit wat my op die plek bring wat ek sy wil kan kies en nie my wil nie? Wat het gemaak dat die disippels in die Bybel sy wil geken het of gekies het en net hulle eie wil neergelê het? Wat het gemaak dat mense, jong mense in daardie dae dood eenvoudig net neergegooi het en hom gevolg het? Ek meen, is dit so eenvoudig geweest? Is daar goed wat ons mis dalk? Weet ons lees van Jesus wat Petrus en sy broer Andreas roep en dan gooi hulle die nette neer en hulle los hulle pa alleen en daar's geen deal nie. Hulle gaan net agter Jesus aan, weet. En 3 jaar later is ons steeds weg. Weet ek wonder partykeer Jesus se pa en maat hom gesoek na 3 dae toe hy weggeraak het in Jerusalem sê die Bybel. Jy geweet Jesus het weggeraak, nê. En maar Petrus en sy broer vat die pad en 3 jaar later soek hulle pa hulle nie eens nie. Dit is net soos dan weet whatever. Miskien het hulle dieselfde verhouding gehad nie. Nee, Jesus het dan bietjie jonger gewees. Daar was 'n ander rede gewees en dit was die begin, die geboorte van disippelskap vir die disippels en hulle was die vaders gewees eventueel van 'n getransformeerde en 'n geïmpakteerde mensdom, humanity. Goed, dis wat eventueel gebeur het. So ons gaan 'n bietjie lees vanaand en vanaand is net 'n inleiding na die volgende gesprekke oor disippelskap. Ons gaan 'n bietjie lees uit Johannes. Miskien wil jy saam met blaai na Johannes 14 toe. Ek weet nie of jy jou Bybel saamgebring het nie. Ek wil jou motiveer, bring jou eie Bybel saam kerk toe. Goed, so as jy nie 'n Bybel het nie, kom praat met ons gaan vir jou een gee of een vir jou koop. Maar bring jou Bybel saam en dit moet die Bybel wees wat jy mee gemaklik is om dit te lees. Ons gaan 'n bietjie gelees uit vanaf Johannes 14 vers 19 tot 23. Miskien net voordat ons daar wegspring, luister net wat sê Efesiërs 1. Nou as jy wil verstaan waarheen ons gaan in hierdie volgende paar gesprekke met disippelskap, is Efesiërs 1 'n goeie referens. Efesiërs 1 verklaar God se motiewe met ons, dit sê hoe God dink aan ons, dit oortuig ons dat ons gemaklik kan wees by God, dit oortuig ons dat God 'n idee het of 'n indruk het in sy hart dat ons sy beste uitdrukking van liefde is op aarde. Efesiërs is die hoofstuk wat sê, lang voor God die hemel en die aarde gemaak het, voor die grondlegging van die aarde, het God al reeds besluit in sy eie hart, dat ons die objek van sy liefde sal wees. Maar dis die motiewe van God. God se motiewe is openbloot en uitgeklaar, en daarom kan ek nie gemaklik wees en glo in hierdie God. Daarom het ons nie rede om een of ander vooropgestelde idee van veroordeling te hê nie, of onsekerheid te hê nie, nee, onvrymoedigheid te hê nie. So jy kan Efesiërs gaan lees, maar hoor wat sê vers 7. He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his son and forgave our sins. Goed, so onthou hierdie skrif. Dis hoe groot God se grace vir ons is. En as ons dit verstaan, dan begin ons in die proses van disippelskap engage en gaan ons onsself toelaat om geleer te word en fondasies neer te lê en ons wortels diep te skiet en eventueel terug te kyk oor ons lewens en besef, ons is deel van dit. Ons is gedisipel. Nou Johannes 14, ons begin al by vers 19 is die eerste vers en dit gaan juis oor hierdie idee dat ons gedisipel kan wees. Dit lê eintlik vir ons die fondasie of die grondlegging van disippelskap. Wat beteken dit om 'n disipel te wees? Hoe lyk 'n disipel se lewe en hoe kry mense dit reg om net te doen of te wil doen wat Jesus wil hê ons moet doen? In Johannes 14 vers 19 sê Jesus vir die disippels, nog 'n klein tydjie, 'n klein rukkie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Ons lees baie vinnig oor hierdie verse en ons gaan net in die volgende kant vers toe want ons soek 'n bietjie konteks, nê. En ons kry altyd in die volgende verse meer konteks, maar hierdie vers openbaar die beginsel van disippelskap. Hierdie is die fondasie en seker van die diepste fondasies van disippelskap. So Jesus praat met sy disippels, nou dis daai groepie mense in die Nuwe Testament, baie gelowiges glo, dit was die disippels gewees en daar's nie weer disippels nie. En dit was die kerk gewees wat wonderwerke gesien het en dit gaan nie weer gebeur nie. En baie mense glo die Heilige Gees is uitgestort om daardie eerste groep mense wat Jesus gevolg het. Daarom was hulle omtrent 500 gewees, nê, wat saam met Jesus op die berg was toe hy opgevaar het in die hemel. 10 dae daarna was hulle omtrent 120 oor gewees. Jy weet nog 10 dae moes hulle minus 320 al gewees het, as jy wiskunde wil maak. Maar dis nie die waarheid nie. Die idee was nie dat die Heilige Gees net uitgestort was vir die eerste disippels nie. Die idee was nie die Heilige Gees net beskikbaar sou wees om die eerste kerk te plant nie. Die idee was nie dat net die mense wat in die paar jaar na Jesus se lewe het in Handelinge wonderwerke en krag en manifestasie en bevryding en heling sou gesien het nie. Dis nie die gedagte gewees nie, dis 'n leuen, dis 'n manier om ons te verskoon uit disippelskap uit. Goed.
So dis bygelowe en vooropgestelde idees wat in sekere plekke promote word om hedendaagse Christene te oortuig, ek en jy hoef nie disippels te wees nie. Ek en jy het dit nie nodig nie, dis eintlik vir daai mense gewees, dis hoekom dit in die Bybel is. Die rede hoekom dit net in die Bybel is en nie in die res van die mense nie, is omdat die res van die mense nooit besef het, ons moet disippels wees nie. Goed, dis daarom nie die res van die mense nie, daar was eras gewees waarin disippelskap geweldig sterk gedryf was en intentioneel gedryf was deur die kerk. Luister weer wat sê Jesus. Jesus sê 'n klein tydjie, en dit is die tydjie van Johannes 14 tot en met sy hemelvaart, 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie. Goed, nou wat jy moet kennis neem hiervan is wat Jesus sê, hier is my lyf, my vlees, my carnal nature, my menswees, my biologie, gaan opvaar hemel toe. Nog 'n klein tydjie, 'n paar weke, en dan gaan die wêreld my nie meer sien nie. So dit is Jesus se liggaam, nou uit die aard van die saak, hoe ons iemand sien in die wêreld, is sy liggaam leef. Dis hoe ons iemand sien. So hoe mense sigbaar is, hoe mense beleefbaar is, hoe mense kan engage, hoe ek kan verhouding hê met mense en mense kan beleef, is mense moet biologies bestaan. Ons sal saamstem, jy kan nie 'n verhouding hê met iemand wat nie bestaan nie, jy kan nie 'n verhouding hê met iemand wat nie meer leef nie. Goed, en in baie gevalle is dit 'n moeilike proses, dis nie altyd eenvoudig nie, dit kan emosioneel baie dinamies raak, nê, want miskien is dit 'n geliefde wat ons aan dink, en maar ons ken die proses, iemand moet leef om met daardie persoon verhouding te kan hê, dis die realiteit van dood, of die realiteit van afwesigheid in my omgewing. Miskien is dit net in terme van ruimte, waar daar skeiding is, iemand het dalk oor see getrek, en ek sukkel om daardie kontak met daardie persoon te hê, en dis wat Jesus hiervan praat in die eerste plek, hy sê nog 'n klein rukkie, dan gaan dit gebeur, die wêreld gaan my nie meer sien nie, want ek gaan opvaar, nê. Nou luister wat sê hy vir sy disippels, hy sê, maar julle sien my, 'n direkte vertaling hier uit die Grieks sou geklink het, you will continue to see me. En dis hoekom die Afrikaans hier nie sê, maar julle sal aanhou om my te sien nie, die Afrikaans aan jou Bybel sê, en die ou Afrikaanse vertaling sê, maar julle sien my. Nog 'n klein tydjie, die wêreld gaan my nie meer sien nie, maar julle sien my. So die eerste deel van daardie sin is in future tense, julle gaan my nie meer sien nie, en dan die volgende stukkie word in present continuous tense geskryf. It's a change of tenses in dieselfde sin. Vreemde ding in Afrikaans en Engels. Dit is baie moeilik om dit in Afrikaans en Engels te vertaal. En dis hoekom dit so klink. Nog 'n klein tydjie en hulle sal my nie meer sien nie, maar julle sien my. Nou tegnies kon die disippels gesê het, hulle sien jou ook. Ons sien jou dan. So Jesus sê, van nog 'n klein tydjie dan gaan hulle my nie meer sien nie, maar julle sien my. En wat hy eintlik bedoel is nog 'n klein tydjie, dan gaan die wêreld my nie meer kan sien nie, maar julle sal aanhou om my te kan sien. Julle gaan my kan sien. Amazing. Jy het ooit gelees wat Jesus hier sê? Ons gaan hom kan sien. Ons gaan hom actually kan sien. Waarom? Omdat ek lewe en julle sal lewe. Wat hy hiervan praat is geestelike lewe, nie ewig, nie biologiese lewe nie. Hy praat hier van geestelike lewe. Hy sê, want ek gaan lewe. En hier verkondig Jesus profeties, ek gaan uit die graf opstaan. Hou goeie moed. Die wêreld gaan my nie meer sien nie, ek gaan sterf. Ek gaan in 'n paar mense verskyn in die volgende paar dae. En dan gaan ek opvaar, niemand gaan my meer sien nie. Maar julle gaan aanhou om my te sien. Hoekom? Want ek gaan lewe. Here, maar jy gaan nie meer hier wees biologies op aarde nie. Ja, ek gaan na die Vader toe, maar julle gaan ook lewe. En die feit dat hy leef in die Gees en ons leef in die Gees, beteken dat ons kan mekaar sien. Sien. Woord sê so. Obviously, sê die woord is in die Gees. Daar's iets van hom wat ek kan sien en hy kan my sien. En dit begin hierdie dinamiese verhouding en begin van disippelskap beskryf. Vers 22 sê, hoe sal ons u sien, maar die wêreld nie? Hoe sal ons u sien? Dis is Judas wat dit vra. Die ander Judas, nie die een wat hom verloor het nie. Hoe sal die wêreld u nie kan sien nie, maar ons sal u sien, maar hulle kan u nie sien nie. En met ander woorde, Judas vra, kyk, wat se tipe kommunikasie gaan daar wees? Hoe gaan hierdie kommunikasiestyl werk? Hoe gaan hierdie lyne werk? Is dit fiber? Is dit 'n sein? Wat moet ons check om hierdie ding te laat realiseer? Want u het nou net gesê, en die disippels mag Jesus herinner het,
aan wat hy gesê het. Ek meen Jesus gaan nie wegkom daarmee nie, want die Bybel sê jy mag hom herinner aan sy beloftes. So die disippels kom wie Jesus gesê het, wow, die woorde wat u gebruik het is sien. Hoe sal die wêreld u nie kan sien nie, maar ons kan u sien? Het ons reg gehoor? Hoe gaan hierdie werk? Is een of ander tegnologie wat u bekend gaan stel? Of miskien is dit 'n nuwe version van iets, nê? Hoe sal ons u sien? Luister wat sê vers 21. Ek gaan net een vers terug. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom, en hier word die tegnologie geopenbaar. Hier word die ways of functioning, die manier, watter basis, op grond van watse waves, ek meen, waar gaan ons hierdie beeld kry? Hier openbaar Jesus presies wat hulle vraag is. Hoe kan ons u sien, in daardie verhouding met u bly leef? Die wêreld het nie daai access nie, het nie daai kontrak nie. Ons het dit. Ons het daardie lyn met u. En luister wat sê Jesus, hoe sal dit werk? Hoe sal julle my aanhou sien? Wie my gebooie bewaar, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Okay, so die Here sê, ek sal my openbaar aan sekere mense. Daar's 'n plek waar ek en jy kan engage, waarin Jesus homself gaan openbaar. Ek gaan net lees van hom in die Bybel nie, ek gaan net van hom hoor in preke nie, hy gaan hom aan my openbaar. Ons het vanoggend in die oggenddiens bietjie gepraat oor geloof en onder andere oor die woord actualization, wat kom van die woord actually af, wat eintlik gebaseer is op die woord act, waarvan een van die boeke in die Bybel se naam het, nê? The Acts. Goed. Die hele Handelinge Bybel is geskryf op die idee dat Jesus homself konstant aan die wêreld openbaar het deur die disippels. Mense wat naby die disippels is, het Jesus beleef en Jesus gesien in die acts of power en die acts of grace. Nee, die acts of engagement, the acts of love. Dis waarin mense dit gesien het. En dis wat Jesus hierna verwys. En dan kom Judas, nie die Iskariot nie, en sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons, u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Dit is baie interessant wat Jesus hier probeer sê, en ek wil 'n bietjie aangaan. If anyone loves me, he will keep my word. Dis wat ek wil hê jy moet onthou. If anyone loves me, sê die Engels vertaling, he will keep my word. Ja, iemand sê die crux van disippelskap, en hierdie kan jy neerskryf, onthou as jy wil, as jy disippelskap wil begin verstaan, en disippelskap wil oorweeg. Die crux van disippelskap is in hierdie vers, to keep my word. Dis die crux van disippelskap, keeping my word, keeping his word. Dis waar Jesus begin, hy sê, hulle wat my gebod het en dit onderhou, hulle wat my woord het en dit onderhou, ek sal hulle lief hê en hulle het my lief en die Vader en ek sal onsself aan hulle openbaar. Goed. So vers 23 sê, Jesus antwoord hom. Dis nou hierdie man wat vra. En dis op die skerm, jy kan daar lees. Jesus antwoord hom en sê, hier is hoe dit gaan werk. Hier is die fynskrif in die disippelskap ooreenkoms. Hier is wat jy moet weet. As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Dis meer as openbaar. Disippelskap is nie net sporadiese oomblikke waarin God homself kom openbaar nie, dis woning maak. Dis intrek, dis permanent daar wees. Die vraag is, in die eerste plek, wat is die verskil tussen iemand in die wêreld en 'n disipel van Jesus Christus? Is daar 'n verskil? Miskien wil ons selfs vra, wat is die verskil tussen mense in die kerk en disippels van Jesus Christus? Want ons kan ook omring word deur mense wat maar net dood eenvoudig 'n consumer mentaliteit in die kerk het. Ek kom maar net te ontvang en te hoor of dit cool was en dit nice was en daar 'n vibe was en as dit nie heeltemal die vibe was wat ek wil nie, dan gaan ek na 'n ander plek toe tot ek 'n lekker vibe kry. Goed, en dan kom ek agter na 5 jaar, as dit die vibe wat my gaan red nie, ek het actually bietjie meer as dit nodig, dan dink ons dis die worship. Dan gaan soek ons goeie worship en dan soek ons net daardie worship en tot ons op 'n plek kom met goeie worship en nie die goeie vibe nie, en dan bly ons vir die goeie worship. Dan kom ons agter dis nie die worship wat my red nie. En so gaan ons deur die lewe en dit word 10 en 15 en 20 en 50 jaar en ons verloor ons energie en ons lus om disippels te wees.
Jy kan in die kerk sit en omring word deur mense, sogenaamde gelowiges, wat nog nooit disippelskap oorweeg het nie. Nog nooit nie. En tog is dit die manier, dit is waar die manifestasie van Jesus Christus in ons lewens gebeur. So wat is die verskil tussen die wêreld en 'n disipel van Jesus Christus? Die woord sê, hier is die verskil, hy sal my woord onderhou. Hy sal my woord onderhou. Nou, wat is dit om die woord van Jesus te onderhou? Wel, in die eerste plek, dis disipelskap, maar hy sal my woord onderhou. Derek Prince skryf, en ek het sommer hier aangehaal uit sy boek uit, ek gaan op die skerm vir jou wys, wat hy noem The Proof of Discipleship. The Proof of Discipleship. En nou hier is nie net die bewyse van disipelskap nie, maar hier is ook die omskrywing van disipelskap. So hier is 'n paar gedagtes wat hy uitlig oor disipelskap. Wat is die bewyse, the proof of discipleship? En die eerste een is, om sy woord te bewaar is die hoogste kwalifikasie of verwagting van 'n disipel. En dis wat Jesus sê, hy wat my woord het en my woord bewaar, hom sal die Vader lief hê, hom sal ek myself aan openbaar, en by hom sal ons kom woon. Wat 'n gedagte. Baie gelowiges sê, ek het altyd die gees van die Here in my, want God trek nie uit my uit nie, hy's permanent binne in my nie. Hoeveel van ons glo dit? Hoeveel van ons glo dit? Ons het dit al almal gehoor. Die Here woon permanent binne in ons. Immanuel, God met ons, hy woon binne in ons. Wie van julle glo dit? Jy sê, dit is baie stywer in die aand se oggende. In die oggende sê die ouens, yes, amen, yes, dis so en so meer, maar ek sal bietjie kalmeer, ek sal nie so excited wees nie. Julle kan deelneem, wie van julle glo die Here woon in julle? Come on, ouens, natuurlik, ons glo die Here woon in ons. Maar waar is die belofte dat hy binne in sal woon? Waar is die belofte dat hy permanent in ons sal wees? Waar kom dit vandaan? Dit kom uit 'n ooreenkoms om disipel te word en nie net gelowige te wees nie. Wat die woord van die Here ons leer in hierdie gedeelte is dit help nie ek skaar my net self by die disipels nie, of ek skaar myself net by Christene nie, of ek skaar myself net by 'n kerk nie. Dis nie die ooreenkoms gewees nie. Die ooreenkoms was gewees, hulle wat my woord het en my woord bewaar, die Vader sal hulle lief hê, ek sal myself aan hulle openbaar, hulle sal my met ander woorde begin sien. Meer as dit, ek sal by hulle woon. En my Vader sal by hulle woon. Dis waar die belofte vandaan kom. Daardie belofte is 'n belewenis wat gereserveer is vir wat ons noem disciples. Disciples. En al die mense in die Bybel, dit kan jy nagaan. Al die mense in die Bybel wat belewennisse gehad het na Jesus opgevaar het in die hemel, en dat Jesus aan hulle verskyn het, of dat hulle Jesus gesien het, of dat die Vader by hulle woon, of dat die Heilige Gees permanent in hulle woon, want die tekens was daar, was disciples gewees. Almal van hulle. Praat nie van die 12 nie. Dis nie die enigste disciples wat daar was nie, daar was honderde gewees. Maar elke persoon in die Bybel, in die Nuwe Testament, na Jesus opgevaar het, wat Jesus gesien het. Onthou, tot Jesus opgevaar het, het die wêreld hom ook gesien. Die Romeinse soldate wat hom gekruisig het hom gesien. Een van hulle het later gelowig geword. Goed, maar almal het hom gesien. Maar almal wat hom gesien het nadat hy opgevaar het, almal wat hom beleef het na hy opgevaar het, almal wat homself aan openbaar het na hy opgevaar het, was disippels gewees van Jesus Christus. Om Jesus te kan sien en Jesus geopenbaar aan jou te beleef, om in kontak met Jesus te wees op daardie vlak, beteken ek en jy kies disipelskap. Wat is disipelskap? Is om my woord te onderhou, to keep my word. So die eerste kwalifikasie van disipelskap, of proof of discipleship as jy wil, is om sy woord te bewaar, is die hoogste kwalifikasie. Dis die verwagting. En ons gaan nou sien hoe dit gewerk het in my kultuur. Om sy woord te bewaar is die hoogste toets vir 'n disipel. Nommer 2. Om sy woord te bewaar is die hoogste toets. Goed, so dis nie net die hoogste kwalifikasie vir iemand wat na jou kyk nie, dis ook vir die disipel, die ou wat in die saal sit, die ou wat self deelneem. Dis ook vir die disipel, vir die skoolier van Jesus Christus, sy grootste toets. Van buite af is dit die verwagting, nommer 1. Van binne af is dit die challenge, nommer 2. Die uitdaging is om sy woord te onderhou. Is om seker te maak, ek wandel volgens sy woord. Ek wil sy woord bewaar. Dis my toets en die primêre beweegrede vir God se guns aan die disipel. Goed, wanneer het God ons lief? Nou ons weet hy het die hele wêreld lief, hy het almal gered. Maar hierdie is uit die aard van die saak 'n persoonlike belewenis waarin God homself openbaar. Openbaar. Dis 'n ander liefde. Goed, dis 'n persoonlike verhouding liefde hierdie. God het die hele wêreld lief gehad, dis hoekom hy sy seun gegee het sodat almal gered kan word deur sy bloed. Dit verstaan ons. Maar Jesus maak 'n ander belofte. Hy sê, hulle wat my woord bewaar, sal my Vader lief hê. Dis 'n persoonlike belewenis.
En ons sal sigbaar word binne in sy lewe. Dis nie die liefde wat die wêreld mee gered het nie. Hierdie is 'n verhoudingsliefde. Hier is nabye liefde. Hier is persoonlike verhouding met die Here. Luister, die deel van daardie tweede stelling is, daai proof of discipleship is hierdie, om die woord te onderhou, is die primêre beweegrede vir God se guns aan die disipel. Die rede waarom God se guns op sekere mense se lewens is doeteenvoudig hierdie beginsel. Dis 'n disipelskap beginsel. Hulle onderhou sy woord. Het jy al gehoor, ek het dit al baie gehoor, het jy al gehoor dat sekere mense klink net of hulle doeteenvoudig God se guns het? Jy weet, die Here het wit broodjies. Wie van julle weet die Here het wit broodjies? Ja, ons almal weet dit. Die Here het wit broodjies, man. Nee, hy's nee, die woord sê hy's nie 'n aannemer van persoon nie, so dit kan nie dit wees nie. Om 'n wit broodjie te hê, om sekere mense uit te sonder en hulle te bevoordeel, is onregverdig in koninkryksterme. Die woord hou nie daarvan nie, die koninkryk ken nie so iets nie. So daarom sê die woord, hy's nie 'n aannemer van persoon nie. Hy sonder geen persoon bo ander persone uit nie. Daarom kan jy weet, en hier is goeie lering, neem kennis daarvan, enige dokter, profeet, apostel of een of ander geroepene wat dink hy's beter as jy, wat vir jou sê, as jy my aanvat, sal God jou uitsorteer. Jy het iets gehoor? En daai Facebook post al gesien, wat mense so maklik share, Christene, wat nie disipels kan verstaan nie. Christene share en sê, hierdie ou het God gemok, en iets van die Here gesê, en checkie so, hier's 'n foto van die wrak van sy kar, toe sy in 'n ongeluk. Het jy dit al gesien? Ek sien seker goed op Facebook. Ons is nou op Facebook, goed, ek weet, julle is op ander goed. Goed, op Facebook, so ouens wat daar goeders post nie. Ek besef, goed. Maar die goeders is op sosiale media, mense share hierdie goed, en ek dink dit is highly spiritual. Goed, God is nie aannemer van persoon nie. Wat gebeur, luister gou, ek wil jou help hiermee, wat gebeur wanneer ek en jy kennis neem, agterkom, besef, joh, die Here kyk na hierdie individu. Maar daar is seker belewennisse. Wat is die realiteit? Wat gebeur? Wat is die waarheid wanneer jy met mense te doen het en jy hoor, "Sjoe," dan kom ons sê dit in op kerk met mooi kerkwoorde. Hierdie ou is geseënd. Dis nou, so 'n bietjie meer churchy, nee. Kyk, ons is nou maar geseënde ou hierdie. Nee, dink of hy God se wit broodjie is. Hoe kom ek daar, nie dat jy God se wit broodjie kan word nie, maar hoe beleef jy die persoonlike seën? Wat is die algemene seën van die Here? God het die wêreld liefgehad en almal kans gegee om tot redding te kom. Dis die algemene seën van die Here. Wat is die algemene liefde van die Here? Hy het die wêreld liefgehad. Almal kan gered word. Dis algemeen, dis God se hart teenoor die mensdom. Maar wat is persoonlik? Persoonlik is op 'n hele ander vlak. Hele ander vlak. Kom vertel jy daarvan. Uit my eie lewe, moenie jaloers wees op my nie. Ek sê God se wit broodjie nie. Maar ek het al die Here se guns in my lewe beleef. Ek beleef dit nie noodwendig elke dag, heel dag nie, maar ek het al die guns van die Here beleef. Ek besluit in 2018, dis nie wanneer ek laaslik die guns van die Here beleef het nie, maar ek wil iets vertel wat jou jaloers kan maak. Goed, dis die beste storie wat ek jou kan vertel om jaloers op te word. Alright, laat jy kan dink God het wit broodjies en dit wil hê. En dan gaan ek met 'n triek vang en dan gaan jy agterkom God het regtig wit broodjies nie. Dis iets anders. Dis disipelskap. In 2018 sê ek vir die Here, ek is so lank getroud. Ek kom my vrou iewers heen vat vir ons 15 huweliksaandenking. So al 10 jaar gelede. En ek is ook 'n sekere aantal jare in bediening gewees en ek wou dit vier op 'n manier saam met my vrou. En toevallig aan daardie jaar is daar geleenthede in die FSA vir my om konferensies by te woon. Nou om FSA toe te gaan op daardie stadium soos nou was baie duur geweest en die rand-dollar wisselkoers was nie 'n lekker gesprek geweest nie. Goed, so dis nie 'n Durban vakansie geweest nie. En ek besluit praat met die bestuursraad, ons is op pad om hierdie plek te ontwikkel. Op daardie stadium was hierdie nog 'n ashoopende dump site geweest. Waar jy nou sit, was 'n dump site geweest. Dis daai jaar geweest, 2018. En ons besluit ek het bietjie stimulasie nodig en ek moet met ouens gaan klankbord en ek wil ook bietjie inspraak in my lewe hê en ons gaan die geleentheid gebruik. Ek gaan FSA toe vir 2 weke om konferensies by te woon. En ek sê vir die Here, maar ek sal graag dit eintlik nog geniet as my vrou saam met my kon gegaan het, want ek meen, weet wanneer gaan ons weer kans kry? Al bespaar ons daarvoor, wanneer gaan ek weer tyd kry om weg te kom na die FSA toe? En hier is een van 'n klomp goed gebeur in daai tyd. Ek sê vir haar, ons ry van die see af op 'n stadium terug 3 maande voor ek moet vlieg en ek sê vir haar, luister, gaan jy nou saam met my FSA toe? En sy sê, dit is te duur, ek stel ek nie belang nie. En nou probeer ek haar oortuig 200 km verder, daar uit die Kaap uit sê ek vir haar, ek sê, het jy nou al gebel met die bank gepraat om te hoor, want ons het punte by die bank dalk en miskien kan die bank vir ons sê, want ons bank het so 'n travel department. Bel hulle net en hoor net wat die pryse. En sy wil nie bel, dit gaan te duur wees. Nou los is dit. 200 km verder ek weer nie moet. Ek sê vir haar, luister, ons het 'n stop vir koffie. Voor ek met die koffie uitkom, het jy die bank gebel en 'n pryse kry op een persoon se kaartjie Amerika toe en terug. En sy wil dit nie doen nie. Eventueel oortuig ek haar. Sy gaan nie koffie kry as sy nie bel nie. Sy bel die bank.
En sy sit in die kar, terwyl ek die koffie gaan kry, en sy kom terug en sy sê, ek het met iemand gepraat by Investec in Pretoria, dis ons bank, en hulle gaan binne 10 minute vir ons 'n mail stuur, en die persoon sê, hy wil my eintlik terugbel oor iets anders ook. Ek sê, well, whatever, seker oor die pryse of iets, en ons het net uit Graafry net gery, toe bel die bank. Nou dit is Vrydagmiddag 1 uur gewees, hoor gou hier. Vrydagmiddag 1 uur, bel sy die bank en sê, kom tot aksie, jy het saad in die grond nodig, om 'n oes te kry. Aan 'n preek. Sy bel die bank 1 uur die middag. Sy sê, man, ons wil uitvind wat kos dit vir een persoon om Amerika toe te vlieg, want ek gaan in elk geval. En die persoon sê, hy gaan die pryse gee, en so meer, en hy bel 'n halfuur later terug, en hy sê, julle het actually genoeg punte, jy raai, punte of coins, of goeders wat jy opbou, julle ken dit? Julle het actually genoeg punte, dat een van julle twee, met al twee julle se punte saam, verniet FSA toe en terug kan vlieg, en 5 na 10 keer in Amerika kan rondvlieg. Daar's punte. Goed, so dit kan nog werk. Nou sê my vrou, wel, dit is interessant, daar's punte, maar sy sê, feit vir 'n probleem, daar's nie geld nie. Daar's nie geld om te spend nie, so wat gaan ons doen in Amerika? Ons gaan nie 'n lening aanmaak nie. Alright, en okay, goed, daar's ons. Nou het ek moed opgegee. Wonderlik as 'n punte, ek het halfpad gewen. Ek gaan in elk geval, ek het halfpad gewen. Miskien moet ek dit maar blaas dan. En as hy nou nie wil nie. En dan sal ek ons huwelik gaan vier in Amerika. How's that? Nee, dis nie die gedagte gewees nie. Ek wou gehad as hy met saam gaan. Dis 1 uur Vrydagmiddag. 1:30 hoor ons dit. Ons is op pad van Graafrenet terug. Ons is 2 weke op vakansie by die see gewees op daai stadium. Kom terug, my vrou is by die universiteit. Maandagoggend stap sy by die werk in. En haar hoof, 'n professor, sê vir haar, jy moet jou mails asseblief gaan lees, jy moet voor vanaand 5 uur antwoord op 'n mail wat Vrydag ingekom het. Sy sê, maar ek was op verlof gewees, ek sal nou by al my mails uitkom. Hy sê, jy wil daarby uitkom. Ek help jou net, jy wil daarby uitkom. En hy sê vir haar, en onthou, Amerika is 8 ure na ons. Ek wil gewees vertel. 1 uur, Vrydagmiddag. Dis nie maandag nou, nee. 1 uur Vrydagmiddag, toe kry my vrou 'n uitnodiging om 'n meestersgraad aan te gaan bied in Los Angeles, waar ons in elk geval by uitgekom het, is deel van ons trip gewees. Alle koste van Bloemfontein. Elke koppie koffie, elke pakkie chips, elke ete, van Bloemfontein af, al die pad daarna toe, tot terug in Bloemfontein, en sy mag haar trip extend, solank as wat sy wil, reëling met die universiteit, is betaal. It gets better. Luister hier, is niks. It gets better. Wat maak jy met Investec punt aan Amerika? Jy kan niks daarmee maak nie. Ons nog steeds die geld nie. Die trip is betaal. Sy gaan praat met die hoof, sy sê hierdie pas ons presies. Wanneer is dit? Luister hierso. Dis 2 dae nadat sy sal land na my konferensies in die FSA. 2 dae. Dis reg in die middel van die week wat ons geboek het, wat ons daar wil wees. Dis presies daar. So sy moet invlieg daarvoor. Sy gaan moet hierdie ding aanbied en sy is in Amerika. Dis betaal. Hierso is die beste, hier sê Jerry Cook. Die universiteit sê vir onthou net hoe werk dit. Daai universiteit gaan nie jou kaartjie vir jou koop nie. Ons ook nie. Dit werk so in die akademie, jy koop jou eie goed en hulle reimburse jou. Ons koop al daai vlugkaartjies met ons punte en die universiteit gee die cash. Ek beloof jou, gee die cash vir ons. Ons het die kaartjies alles met daai punte betaal. Wat is dit? Wat is dit? Goed. As meer wat daar gebeur het, maar ek het nie tyd om dit te deel nie. Daar's meer wat daar gebeur het. Wat is dit? Dis net 'n window van wat gebeur en dit is nie een of ander wit broodjie of iets en party mense het special connections met die Here en kry alles by die Here en jy weet en ek is ongelukkig en ander mense is lucky en luister hier is dit, die woord van die Here sê, hulle wat my woord onderhou, ek het hulle lief en ek sal myself aan hulle openbaar. Inteendeel, ek sal in hulle lewens intrek, soos iemand wat in jou gastekamer kom bly. Dis dit. Dis een of ander special blessing of 'n anointing of een of ander iets wat vir iemand 'n titel gee of 'n heiligheid of 'n heilou of een of ander salwing wat ander mense nie het nie. Dis nie dit nie, dis disippelskap. Daardie beloftes behoort aan mense wat sê ek wil die woord van die Here onderhou. En ek en jy word jaloers daaroor, partykeer kan ons self frustreer. Dis wat die woord sê. Sy woord te bewaar op die hoogste toets is die hoogste toets vir 'n disipel en die primêre beweegrede vir God se guns aan daardie individu. Wil jy die guns van die Here beleef in jou lewe? Onderhou sy woord. Dis wat disippelskap beteken. Nommer 3. Christus self openbaar hom aan die disipel soos hy sy woord behou en gehoorsaam. Dis hoe dit werk.
mense wat Jesus Christus beleef, mense wat in kontak is met Jesus Christus, is disippels van Jesus Christus. En dan oulaas die laaste, die Vader en die Seun kom na die disipel toe en hulle vestig hulle woning by hom deur die woord. Dis hoe God wou gehad het, die koninkryk van die Here moet bekend word aan mense. Die realiteit is, met ander woorde, dus die opsomming is dan dat as ek en jy nie gedisipel word nie, kan ek en jy en hierdie wêreld nooit beleef wat Jesus bedoel het ons moet beleef nie. Ek gaan volgende week vir materiaal wys en ons gaan 'n bietjie gesels oor hoe gebeur dit dat iemand soos Petrus uit 'n boot uitklim. Sien Jesus in die middel van die nag. Jesus stap soos 'n spook op die water. Hulle skrik toe hulle besef dis Jesus. Klim Petrus uit die boot uit en hy begin op die water loop. Wat gebeur in 'n mens se gemoed wanneer jy dink jy kan op water begin loop en bereid is om dit te doen, ten spyte van die risiko en die feit dat dit in die middel van die nag is? Goed, die see is skerie genoeg in die dag. Petrus doen dit in die nag. En hy klim nadat hy 'n spook gesien het. Ek meen, dit is nie asof alles kalm is nie. Dit is nie asof sy hart nie klop in sy keel nie. Is daar iets binne in Petrus wat sê, ek gaan. Wat is dit binne in Petrus wat hom op 'n plek kry wat 'n disipel sê, ek sal enigiets doen wat hy vir my vra, enigiets. Dis wat ons daar lees. Ons sal volgende week hierna kyk en ons kyk na die storie van die Joodse seuns. Hoe het die Joodse seuns groot geword en gehoor en geglo disipelskap werk? In die Joodse kultuur was disipelskap 'n fenominale geleentheid. Dit was iets soos die topsport om te bereik in jou peergroep. As jy 'n disipel kon word, min ouens het dit reg gekry. Dit is gewees soos om 9 onderskeidings te hê in matriek. Nee, jy het die geleentheid van 'n leeftyd. En dis die kultuur gewees. En is soos om te weet, my beste pel het 9 onderskeidings in matriek en jy kan nie glo nie, hy lê by die huis. Hy wil nie werk nie, hy's lui, hy lê tot 11 uur die oggend in die slaap. Hy glo die wêreld is teen hom en die lewe is teen hom. Hy dink niemand is lief vir hom nie, maar hierdie het al die potensiaal en wat jy wil doen is jy wil hom op sy bors druk en sê, wake up and smell the coffee. Jy het al die voordeel en geleenthede in die wêreld. Dis daardie mentaliteit wat Joodse kinders grootgemaak is. Joodse kinders is geleer die ultimate geleentheid, die top sport wat jy kan beleef in jou lewe is om 'n disipel van 'n rabbi waarvan daar baie was te kan word. Net die beste van die bestes kon disipels word. Net die bestes van die bestes. Hoe gebeur dit dat ouens wat 24 ure 'n dag lank visvang disipels word? Moenie volgende week mis nie. Ons sien daarna uit. Ek gaan saam met jou bid, ons gaan afsluit. Kom ons maak ons oë toe. Vader, dankie dat ons by mekaar kan wees. Ons eer U vir 'n nuwe kwartaal wat voorlê. Dankie vir die goedheid en die guns en dankie dat U ons in oog het. Dankie dat U in ons glo en dankie dat U ons nooi. Ons wat dit in soveel plekke in hierdie wêreld nie maak nie, kan disipels wees van die rabbi. Ek bid dat die Gees by ons sal kom werk, dat die Gees ons sal kom oortuig, dat ons sit met hierdie fenominale geleentheid in ons hande, om in te skryf, om deel te word, om op te staan en aan te meld, om disipels van Jesus Christus te word. Ons eer U daarvoor. Amen.